Die Bybel is 'n biblioteek van boeke, geskryf deur 40 verskillende auteurs oor 'n periode van 1400 jaar. In hierdie biblioteek is daar verskillende soorte literatuur, soos uiteenlopend soos poësie en geskiedenis, briewe en openbaringe. Dis geskryf in 3 verskillende tale, hoofsaaklik Grieks en Hebreëus, maar 'n bietjie Aramees is ook daarby. Die biblioteek weerspieël die unieke persoonlikhede en perspektiewe van die verskillende skrywers, net soos enige 2 boeke in 'n openbare biblioteek volgens die persoonlikheid van die skrywers uniek sou wees. Terwyl die Heilige Gees die goddelike redakteur van die Bybel was, kon elke skrywer met hul eie persoonlikheid en op hul eie manier kommunikeer. Min skrywers het in elk geval geweet dat wat hulle geskryf het, eendag deel van die Bybel sou word. Een van hierdie skrywers is Paulus, 'n man wat meer invloed op 2000 jaar se kerkgeskiedenis en die geskiedenis van Europa gehad het as enige ander persoon behalwe Jesus self. Bekend as die 13de apostel, is 'n derde van die Nuwe Testament of deur hom of oor hom geskryf. Dit sluit in die tweede helfte van Handelinge en die 13 briewe wat hy aan kerke en individue geskryf het. Maar hoe het dit gekom dat Paulus so 'n belangrike posisie beklee het? Eerstens gaan ons kyk na 3 groot invloede op sy lewe. Gebore in 'n Joodse gesin en afkomstig uit die stam van Benjamin, noem sy ouers hom Saul, soos Israel se eerste koning en medestamgenoot. Hy word groot in Tarsus, 'n hawestad in suidoostelike Turkye. Na Athene en Alexandrië was die Universiteit van Tarsus die 3de bekendste in die Mediterrane wêreld. Tog het Paulus gekies om in Jerusalem onder die beroemde rabbi Gamaliel te studeer. Deeglik opgelei in die wet en ywerig om die tradisies van sy vaders te behou, was Paulus ook deel van 'n spesifieke groep binne Judaïsme, bekend as die Fariseërs, 'n beweging wat die feeste en ander rituele noukeurig nagekom het. In sy brief aan die Galasiërs skryf Paulus dat hy foutloos was in sy nakoming van die wet, waarvan die passie waarmee hy die Christelike kerk vervolg het, sprekend was. Onthou, hy was selfs bereid om sy eie land te verlaat om Christene elders te vervolg. Die tweede invloed op Paulus se lewe was dat hy, danksy sy grootwordjare in Tarsus, vlot in Grieks, die lingua franca van die antieke wêreld was. Toe die Here hom na sy bekering as sendeling roep, kon hy met gemak oral preek en verstaan word. Derdens het die Romeinse reg Paulus beïnvloed. As Romeinse burger het hy sekere voorregte gehad wat hy soms, wanneer nodig, in sy sendingwerk gebruik het. Wanneer hy byvoorbeeld beskuldig is dat hy die Joodse tempelwette oortree het, het hy 'n beroep op Caesar gedoen, wat die wettige reg van elke Romein was. Danksy hierdie besondere agtergrond van Joodse, Griekse en Romeinse invloede, was Paulus uniek toegerus om as sendeling vir Jesus in die heidense wêreld te werk. Paulus self getuig in sy brief aan die Galasiërs dat God hom reeds van voor sy geboorte afgesonder en geroep het om die evangelie onder die heidene nasies te verkondig. Wat ons bring by Paulus se dramatiese bekering in Handelinge, waar Lukas skryf dat hy soos 'n besetene voortgegaan het om die volgelinge van die Here met die dood te dreig en die kerk uit te roei. Onderweg na Damaskus met die uitsluitlike doel om aanhangers van die Here gevangene te neem en terug te bring na Jerusalem, loop hy hom vas, letterlik, in die lewende God. Wanneer 'n ligstraal uit die hemel hom verblind, het hy op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here? Vra hy toe. Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is vir my wat jy vervolg. Met blindheid geslaan, verkeer Paulus vir 3 dae sonder kos of water in gebed. Mens kan net bespiegel wat deur sy kop moes gaan. Paulus ontvang sy sig terug wanneer Ananias vir hom bid, onder andere dat hy God se getuie vir alle mense sou wees. Die Here bevestig hierdie roeping wanneer hy hom waarsku om Jerusalem te verlaat, want ek wil vir jou ver wegstuur, na die heidene toe. En tog sou dit minstens 13 jaar wees,
voordat Paulus begin doen waarvoor God hom geroep het. Na sy 3 jaar in Arabië, alleen met die Here, het hy teruggekeer na Tarsus, sy geboortestad. Eers toe Barnabas hom uitnooi om die kerk in Antiochië te help en dieselfde kerk hulle uitstuur as sendelinge, kon hy met sy werk begin. Dit herinner my nogal sterk aan Jesus, so ongeveer 18 jaar as skrynwerker. Mag dit vandag vir elkeen van ons wat wag, dat God se woord in vervulling in ons lewens gaan, nuwe moed gee. Paulus se sendingsstrategie was om 'n kerk in sleutelstede te plant en dan so vinnig as moontlik aan te beweeg. Soms was hy net 3 weke in 'n stad, ander kere langer, soos die 18 maande in Korinte. As apostel het hy voortdurend nuwe gebiede vir die evangelie oopgemaak, en tog het hy die kerke wat hy reeds geplant het nie vergeet nie. Danksy sy opvolgwerk, hoofsaaklik deur sy briewe, het die gemeentes in kwaliteit en kwantiteit gegroei. En dan 'n belydenis, want ek het eerlik nooit gedink dat ek God sou dank vir mislukking en onvolmaaktheid nie, maar juis omdat die Nuwe Testamentiese kerke nie perfek was nie, was Paulus se briewe deeglik, omvattend, vol wysheid en goeie teologie, en dit ten spyte van sy gebruik van wat ek noem wegloopsinne. Danksy die kerk in Korinte skryf Paulus die onvergeetlike 1 Korintiërs 13 oor die liefde, en wanneer sommige mense in die erediens dronk word, gee Paulus breedvoedige riglyne rondom die instelling en gebruik van die nagmaal. Maar die geheim van Paulus se sukses is nie te vind in sy menslike eienskappe nie, maar in die deurlopende temas in sy briewe. Eerstens is daar geen twyfel dat hierdie man absoluut vir Christus geleef het nie. In sy brief aan die Filippense skryf hy, want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my wins. Hy beskryf homself as beide 'n slaaf, sowel as 'n ambassadeur van Christus, duidelik trots op beide hierdie uiteenlopende rolle. Maar dit is sy liefde vir die woord genade, om te ontvang wat jy nie verdien nie, en wat hy 86 keer in sy geskrifte gebruik, wat mens bybly. Sien, Paulus kon nooit regtig oor die feit kom dat God hom red, terwyl hy op pad was om Christene en dus Christus self te vervolg nie. Hy meer as enige iemand anders het geweet dat hy die dood en die hel verdien het. In sy brief aan die Romeine skryf hy, maar God bewys sy liefde vir ons, juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Dis asof Paulus nooit genoeg vir die Here dankie kon sê vir sy redding nie, duidelik die motivering agter sy onverpooste koninkrykswerk. Mag elkeen van ons, net soos Paulus, gered uit genade alleen, God se onverdiende liefde en vergifnis met ander deel, beide binne en buite die kerk, want na 2024 jaar is daar nog miljoene wat God nie ken nie.